voor ons lê. En dat vandag spesifiek Sondag Christus intog in Jerusalem herdenk. En ek dink dit is vir ons elkeen 'n spesiale geleentheid in ons Christelike geloof om op dit te kan fokus en te kan terugdink wat is die betekenis van dit in ons lewe. En daarom het ek Matteus 21 gekies. So ek dink kom ons lees deur Matteus 21 vanaf vers 1 tot 17 en dan werk ons saam die teksgedeelte vandag. Matteus hoofstuk 21 vers 1. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig, dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie en op 'n jong donkie, die vol van 'n paardier. En die disippels het betrekking gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vol geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer en hulle het gevra: wie is hierdie man? En die skare het hulle geantwoord en gesê: dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret van Galilea. En Jesus het die tempelterrein binnegegaan en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, uitgejaag. Hy het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi en vir hulle gesê: daar staan geskryf, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het daarvan 'n rowersklomp gemaak. Blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom gekom en hy het hulle gesond gemaak. En toe die leierpriesters en skrifkenners die wonderbaarlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat op die tempelterrein uitroep: Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en het vir hom gesê: hoor jy wat sê hy kinders? Maar Jesus antwoord hulle: ja, het julle nog nie gelees nie? Uit die mond van kleerders en suigelinge het u lof vir u laat opklink. Hy het hulle verlaat uit die stad uit na Betanië gegaan en daar oornag. Kom ons maak dit oop in gebed. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U, Here, ons wat sondaars is. Maar die wat U kinders is. En Here, ons bid dan vandag daarom dat ons U kinders is, dat U met ons sal ontmoet, om U woord aan ons duidelik te maak. Gee ons die Heilige Gees om U woord te kan verstaan. Wie sonder ons nie U woord kan verstaan nie, dat hy ons hart sal openbaar, Here, om U werklik te ken. Dat ons in 'n regte verhouding met U sal staan, Here, en dit kan nie gebeur, Here, sonder dat U nie met ons is. So kom, Here, en ontmoet met ons vandag, en maak U woord duidelik aan ons, Here. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Ek moet waarskynlik begin, en wil graag begin, deur die tema vir vandag te verduidelik. Ek het geskryf: swakheid vertoon God se heerlikheid. En daarmee bedoel ek dat God gebruik soms klein, swak goed om homself die lof en die eer te bring. Ons sien dit oor en oor en oor in God se woord. Dat God nie altyd mense gebruik wat sterk is nie. God gebruik nie altyd dinge wat populêr is nie, maar God gebruik dinge wat swak, klein, dalk minderwaardig is, om homself te verheerlik en homself die eer te bring. En dit is wat ek bedoel wanneer ek sê dat swakheid vertoon
God se eerlikheid. En so God gebied dit daarom om klein goed of situasies of self mense te gebruik om homself goed te laat lyk, want hy is waarlik goed. Dit is wat ons vandag in die teks wat voor ons is ook gaan sien. En ek het hierdie gedeelte vandag gekies, soos ek reeds gesê het, nie net omdat het Palm Sondag is nie, maar gedeeltelik van dit ook, maar om julle ook aan te moedig, om te onthou wie God is, en hoe God soms werk in ons lewe. En so ons begin, en ek wil graag uitwys, daar's 4 hoofthema's wat ons eintlik in vandag se gedeelte sien. En sentraal in Jesus se intog in Jerusalem was die lof van Jesus. Dit is wat sentraal aan vandag is, dit is sentraal in wat Jesus se intog in Jerusalem was, is dat mense om die lof en die eer gebring het. En ons sien self dat die rede hoekom hulle hom geprys het, en die rede hoekom alle lof aan Jesus hoort, is omdat hy het gekom om ons van ons sondes te red. Dis die rede hoekom ons Christus kan prys vir wie hy is, vir wat hy gedoen het in elkeen van ons lewe. En ons sien 4 hoofpunte hier. So, hy het heel eerste gekom in vervulling van Ou Testamentiese profete, waaroor hulle gepraat het in die Ou Testament. Christus het nou gekom en hy het dit vervul. Dit is die heel eerste punt wat ons hier so sien, is dat die Ou Testament na Christus toe gewys het. En nou in hierdie oomblik, op Palm Sondag, is Christus besig om dit te vervul. Ons sien selfs ook die tweede punt. Jesus is lofwaardig omdat hy gekom het om sy volk te red. Dit is hoekom ons hom kan prys en al die lof aan hom kan gee. En dan sien ons derde ook, en hierdie is die punt waarop ek graag wil fokus vandag. En hy sê, Jesus gebruik dinge of mense wat ons sal dink te minderwaardig is om lof aan hom te bring. God gebruik die goed wat ons gewoonlik dink as minderwaardig of een struikelblok om homself te verheerlik. En dan die vierde punt wat ons ook sien in hierdie gedeelte, en dit is met aanleiding na Paasnaweek toe. Na hierdie lofdag, nadat Christus hier in Jerusalem ingegaan het, en almal wat hom geprys het, sien ons dat Donderdag en Vrydag gekom het, waar hulle hom gekruisig het. En wat ons gaan sien deur hierdie gedeelte, is dat daar net sekere mense is wat volhard tot die einde, en dit waarmee hulle begin het. En so, kom ons begin, en die hoofthema waarop ek wil fokus vandag, is egter dat God swak en klein goed, wat ons gewoonlik dink as minderwaardig gebruik om homself te verheerlik. En ons sien dit vandag 2 keer in die teksgedeelte hier waarin ons is in Matteus hoofstuk 21 vers 1 tot 17. En so kom ons begin met dit en dan lees ons van vers 1 tot 5. En hy sê, toe hulle in Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag, gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vol by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand van julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. En dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is, sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie. En op 'n jong donkie, die vol van 'n paddier. Kom ons stop net daar vir 'n oomblik. Heel eerste wat ons hierso sien, is dat Christus kom om die woord van God te vervul. Jesus Christus het nie gekom om sy eie ding te doen nie. Christus was nie op sy eie missie nie, maar hy was daar om die opdrag van sy Vader uit te voer wat hy hom gegee het om te doen. En hierso sien ons dat Christus is nou juis besig om dit te vervul. En ons is in 'n baie unieke oomblik in Christus se lewe op aarde op hierdie tyd. Nog voor Matteus 21 het Christus die wat hy is weggesteek. Daar sommige mense wat geweet het dat Christus was God, daar sommige wat geweet het dat hy is die een wat gekom het om hulle van hulle sonde te red. Maar tot op Matteus 21 het Christus dit nog weggesteek. Elke keer as hy 'n wonderwerk gedoen het, het hy vir mense gesê, bly stil. Ga na jou huis toe,
moet niemand daarvan vertel. En sommige van die mense het dit gedoen en ander het nie, en hulle het gegaan en dit gedeel wat Christus vir hulle gedoen het. Maar die punt is hier, dat tot op hierdie oomblik weet nie almal wie Christus is nie, want hy het homself nog nie bekend gemaak nie. En dit is wat uniek is in hierdie oomblik, is nou begin dit te draai. Christus steek nie nou meer weg wie hy is nie, maar hy begin om homself te openbaar. En dit begin met die intog in Jerusalem. En so ons sien jou eerste hier dat Christus wat God is nou besig om die woord te vervul, die Ou Testament, om dit te doen wat God hom geroep het om te doen. En so ons sien dan ook verder die woord wat hier vervul word, dat die disippels nou die donkie gaan haal. En hoe hierdie woord vervul word in Christus. En ons sien jou eerste dat Christus 'n nederige verlosser is. Ons sien dit daar in vers 5, waar hy sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie. Christus is nie iemand wat gekom het in mag, op 'n perd dat almal hom kan sien nie, maar Christus het gekom nederig, na elkeen van ons toe om ons te red, om ons genade te wys. Dis die heel eerste ding wat ons hier sien, soos hierdie besig is om vervul te word. En die tweede ding wat ons ook sien, is dat hy gekom het om vrede te bring. Christus as koning het nou gekom om vir ons vrede te bring. Maar soos ons later gaan sien, is dit nie die tipe vrede wat hulle gedink het dit gaan wees nie. En so hy gaan aan in vers 6, en hy sê, die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Stop net daar vir 'n oomblik, en kyk net kortliks na die disippels se gehoorsaamheid aan Jesus. Jesus het net regtig vir hulle gesê wat om te doen. En sonder om te vra of, maar hoe gaan ons hom vind, wanneer gaan ons weet wat 'n persoon dit is, of enige iets, het hulle gegaan, en hulle het gedoen wat Christus van hulle gevra het. Sonder dat hulle volle kennis gehad het oor hulle taak, het hulle sy opdrag gehoorsaam. En ek dink dit is 'n voorbeeld vir elkeen van ons waarna ons geroep is in ons Christelike lewe, om God soos dit in geloof te kan gehoorsaam. En so hier sien ons dat die disippels het vertrek en hulle het nou gemaak soos Jesus hulle beveel het, en hulle gaan haal die 2 donkies, en hulle het die donkie en die vol geneem, en hulle het boklede op hulle neergesit, en Jesus het daarop gaan sit. En die groot skare het hulle boklede op die pad oopgesprei, en ander weer het takke aan die bome afgekap, en op die pad oopgesprei, en die skare wat voor hom uitgeloop het, en die wat gevolg het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom, in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. Hulle loof nou vir Jesus, as die koning wat gekom het om hulle te red. En werklik ons sien dat daar Christus is die koning wat gekom het om hulle te red. Maar wat ons gaan sien is dat dit nie die koning is wat hulle verwag het nie. En dit is wat ons sien ook met Paasnaweek. Die koning wat hulle nou prys, wat hulle dink het gekom om hulle te red op die manier wat hulle gedink het, gaan hulle later kruisig, omdat hy nie is wat hulle verwag het nie. En so, hy het gekom om hulle te red, maar nie op die manier wat ons gedink het nie. Hulle het gedink hy kom as iemand wat hulle gaan red van Romeine af, van die Romeinse heerskappy oor hulle, wat hulle vyande gaan verslaan soos hy het in die Ou Testament. Maar dit is nie op daai manier wat Christus gekom het nie. Christus het gekom om hulle vyande te verslaan, maar een van wie hulle nie geweet het nie. Christus het gekom om vir hulle geestelike vrede te gee. Nie fisies nie. Hy het gekom om hulle te red, deur hulle van hulle sonde te verlos. Jesus het gekom sodat hulle vrede met God sou hê, vreugde in God en hulle lewe in hom, en nie in regerings nie. Let net op hoe God dikwels nie doen wat ons van God verwag om te doen nie. Baie keer het ons 'n idee van God, of ons het al 'n verwagting geskep van wat God moet kom en doen in ons lewe. En dan kom dit doen God iets heeltemal anders as wat ons verwag het.
En dis wat ons sien hier in hierdie gedeelte, dat mense nie meer hulle lewe op die woord van God gegrond het nie, maar dit wat rondom hulle is, het hulle beïnvloed om hulle verwagting te sit dat hierdie persoon wat nou gekom het, gaan kom om hulle verwagting te volmaak, om hulle te kom red van regerings. En Christus het nie gekom om dit te doen nie. Hy het gekom om hulle geestelike vrede te gee, om hulle terug te sit in hulle verhouding met God en hulle sondes te vergewe. Dis hoekom hy gekom het en hulle het dit vergeet. En alhoewel is hulle nog steeds hier in hierdie oomblik en hulle is besig om hom te prys. Hoekom? Want hulle weet dat hy is die Messia wat gekom het om hulle te red. En so Jesus kom nederig en sagmoedig op 'n donkie. En 'n donkie is nie altyd 'n groot dier soos 'n perd of iets anders wat baie aandag trek nie. Maar Jesus het hierdie dier gebruik sodat hy vereerlik sou word, terwyl hy Jerusalem binnery. En dis wat ons sien in hierdie oomblik, dat Christus, alhoewel hy begin om homself nou te openbaar aan wie hy is, en hy ontvang die lof en die prysang wat hulle vir hom gee, hy kom nederig op 'n donkie. Dit is die God wat elkeen van ons dien. Dat alhoewel hy nie altyd ons verwagting ontmoet wat ons het nie, doen hy beter as dit, en hy gee homself aan elkeen van ons. En daar sê hulle, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. So sagmoedig en nederig kom Christus aan. Ons sal elkeen van ons dink dat hy sal gekom het en iets wat net nog en meer aandag aan hom trek. Maar hy het nie. Hy gebruik iets soos 'n donkie om aan hom lof te bring en om aan hom eer te bring. En so ons gaan aan en ons lees daar in vers 10 ook, en hy sê, toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra, wie is hierdie man? En die skare het gesê, dit is die profeet Jesus, die een van Nazaret in Galilea. Jesus het die stad toe binne gegaan met al die mense rondom hom, wat hom loof en hom prys dat hy nou gekom het. Maar toe vra sekere mense, wie is hierdie man? Dis amper asof hulle half vra, wie dink hy dat hy gekom het om hierdie lofprys en eer te ontvang? Wie dink hy is hy, dat hy in hierdie posisie is, dat almal rondom hom hierdie prys en hierdie lof en hierdie eer gee? En dit sien ons in leiding tot die volgende gedeelte. Dit is dieselfde vraag wat die fariseërs vir Christus gaan vra, is wie dink jy, is jy dat jy hulle prys kan ontvang? En so gaan aan, en Jesus het die tempelterrein binne gegaan, en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, het Jesus uitgejaag. So Jesus, hy's op 'n donkie, hy kom in die tempel in, en daar's al die skare en die mense wat hom prys, dat hy nou gekom het om hulle te red van hulle sonde. En nou kom Jesus, en die prentjie wat ons kry, is hy kom in die tempel in. En dit is niks soos wat dit moet wees nie. Jesus het die tempelterrein binne gegaan, en almal wat op die tempelterrein aan die koop en verkoop was, het Jesus uitgejaag. Ons sien op een oomblik sulke vreugdevolle situasie waar almal hom die eer bring, nou skielik waar Christus al die mense uit die tempel uitjaag. Kan ons onsself indink in dit? En dit sê, Jesus het die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duivelverkopers omgegooi. Duidelik is daar iets hier in die agtergrond wat vir Christus belangriker is as wat op die oomblik in die tempel aan die gang is. En so jou eerste nou sien ons hier so, Jesus wys hulle op hulle fout om die tempel van God te verander in 'n plek wat bedoel was vir aanbidding. Ons sien dieselfde gedeelte in Johannes hoofstuk 3,
waar Jesus in die tempel ingegaan het, en hy gooi alles om. En hy sê vir hulle, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het daarvan 'n rowerskolom gemaak. Hulle het die doel van wat die tempel voor was, omgedraai en omgeskep in hulle eie doel in. As ons kyk na 1 Konings hoofstuk 8, dit is waar die heel eerste tempel gebou is. En Salomo vat hierdie tempel en hy gee dit oor aan God. En hy gee die wonderlike gebed in hoofstuk 8. En ek sal julle aanmoedig om dit te gaan lees. En in hierdie gedeelte bid hy oor alles wat die tempel van God moet gewees het. Dit is 'n plek waar al die nasies na God toe gaan kom om met God te ontmoet. Dit is waar mense gaan kom om offergawes te gee aan God. Dit is 'n plek van rustigheid, van vrede, van ontmoeting met God, waar ons sonde kan vergewe. En dit was nie net vir die nasie van Israel nie, maar dit was bedoel vir al die nasies rondom hulle. En wat het hulle hier gedoen, toe Jesus nou in die tempel inkom? Hulle het dit verander in 'n plek waar hulle koop en verkoop. Dit gaan net alles oor, hoeveel geld kan ons maak uit hierdie situasie? Hoeveel geld kan ons maak uit mense wat nou na die tempel toe kom vir hierdie tyd en hierdie geleentheid om offergawes te gee aan God? Kom ons verkoop aan hulle wat ons het, duiwelskape, wat ook al dit was. En ons maak die extra wins daarvan. En daarmee het hulle helemaal die doel verloor van wat die tempel was. Dit was nie daar om geld te maak nie, maar het moes daar gewees het as 'n plek om met God te kan ontmoet. En nou het al die nasies wat met God moes ontmoet, word nou afgedwaal van die pad af. Omdat daar die mense is wat hulle verlei deur om te verkoop en te koop in die tempel. En so dit is hoekom Jesus gaan daarin. En hy jaag hulle uit en hulle sê, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. As God se huis enigiets anders word as 'n plek van aanbidding en onderrig of iets het wat wegneem van dit waarvoor dit bedoel was, het dit sy doel heeltemal verloor. Om hier te kan ontmoet elke Sondag, elkeen van ons om hier onder God se woord te kan sit, om hom met hom te kan ontmoet, om met mekaar te kan ontmoet, soos Psalm 133 sê. Dit is wat die doel hier is, sodat God ons lewe kan onderrig, dat ons kan leer om God beter te volg. Dit is hoekom ons hier op Sondag is. Ons is hier op Sondag om mekaar aan te moedig om te volhard tot die einde. Ons is hier op Sondag om mekaar te help met ons sondes. Want niemand van ons is volmaak. En die moment wat ons God se plek of God se huis enigiets anders maak, het ons die doel van dit verloor. En dit is hoekom Jesus in hierdie gedeelte die mense uit die tempel uitjaag. Want hulle doen nie dit wat God vir hulle gegee het om te doen. Hierdie plek waarin ons is om met God te kan ontmoet. In ons persoonlike verhouding met hom en met mekaar. En dis hoekom Jesus sê, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. En so ons gaan verder aan met vers 14. En hier is die hoofgedeelte waarop ek wil fokus vandag. Ons het al reeds gesien in die eerste gedeelte van vers 1 tot 10, hoe Christus 'n donkie gebruik om homself te verheerlik, iets so klein en minderwaardig amper as 'n donkie om homself te verheerlik soos hy in die tempel ingaan. Hier sien ons dit nou vir 'n tweede keer weer. En hier is amper een van my gunsteling gedeeltes in die woord van God. En hy sê, so blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom gegaan en hy het hulle gesond gemaak. En toe die leierpriesters en skrifkenners die wonderbaarlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat op die tempelterrein uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en het vir hom gesê, hoor jy wat sê hierdie kinders?
Jou eerste wil ek net weer fokus, kyk hierso. In vers 14 waar hy sê, blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom gekom en hy het hulle gesond gemaak. Die wat in nood gehad het, het na Christus toe gegaan. Hulle het hom uitgesoek en hulle het hom gevind en Christus het hulle gehelp. Dit is wie Christus is, dat vir die wat Christus soek, wys hy genade en liefde. Lei hy in die regte pad wat God vir ons wil hê. En so die wat het nodig gehad het en wat nood gehad het, het toe na Christus gekom. En verder sien ons ook in hierdie gedeelte dat kinders vir hom geprys het. Dit sê, toe die leierpriesters en die skrifkenners die wonderbaarlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat op die tempelterrein uitroep, Hosanna vir die seun van Dawid, was hulle verontwaardig en het vir hom gesê, hoor jy wat sê hierdie kinders? Vir die kinders om deur dit te sê, Hosanna vir die seun van Dawid, het hulle gesê dat Christus God is. Hulle het erken dat werklik, soos in die heel eerste gedeelte, Christus is die een wat gekom het in die naam van God, om ons te red van ons sondes. En hier is hulle besig om dit te erken, hulle is besig om dit te sing, hulle is besig om Jesus te prys. En die fariseërs kom na hom toe en hulle sê, hoor jy wat die kinders vir jou sê? In ander woorde, hulle het Christus gevra, weet jy dat hierdie kinders besig is om te sê dat jy God is? Dat jy die een is wat gekom het? Hoor jy wat hulle sê? En so, deur te sê, Hosanna vir die seun van Dawid, het hulle beweer dat Jesus God is. Maar om deur dit vir Jesus te sing, was Psalm 8 ook besig om vervul te word. Hierdie gedeelte wat Christus nou hier aanhaal, hy antwoord die fariseërs en hy sê, maar Jesus antwoord hulle, ja, het julle nog nooit gelees nie? Uit die mond van kleders en suigelinge het u lof vir u laat opklink. Daai is 'n gedeelte direk uit Psalm 8 uit, wat Christus nou teruggooi aan hulle en hy sê, het julle nog nooit gehoor? Dat uit die mond van kleders en suigelinge het u lof vir u laat opklink. As ons vinnig gaan na Psalm 8, dan sê dit hierso, Here ons Here, hoe magtig is u naam, oor die hele aarde, u wat u luister, bo die hemelruim vestig. Deur die mond van kleders en suigelinge het u mag gevestig, vanweë u teestanders, om vyande stil te maak. Dit was geskryf 200, 300, 400 jaar voor Christus in die tyd van Dawid. Ek dink is meer as 400 jaar. En hier is Christus besig om dit te vervul, om hierdie lofsang en prys te ontvang wat die kinders aan hom sing. En hy antwoord die fariseërs, hulle nog nooit gelees, dat uit die mond van kleders en suigelinge het u mag gevestig, vanweë u teestanders. Uit die mond van kleders en suigelinge het u lof vir u laat opklink. Hierdie lof uit kinders het God lof gevestig aan homself. En deur hierdie kinders maak die stem van God sy vyande stil. Kyk hoe ironies is dit in hierdie oomblik, in hierdie moment, dat Psalm 8 wat sê dat die lofsang van kinders die vyand gaan stil maak. Hierso sê Christus daai woorde terug aan die fariseërs en dit maak hulle dood stil. En hulle werklik kan verder niks aan God sê nie, aan Christus sê nie. En so hierdie kinders maak die stem van God se vyande stil. En so wat ons sien in hierdie gedeelte is dat God gebruik die lof van hierdie klein kinders om krag te vestig as gevolg van sy vyande. Met ander woorde, die lof van die kindertjies in hierdie gedeelte laat God groot lyk. Dit laat God goed lyk, want hy werklik is. Christus het gekom om hulle te verlos van hulle sondes, en hier is die kinders besig om hom te prys, en te sê, werklik, hy het gekom om ons te red van ons sondes.
Dit bring al die eer aan God. Maar kyk wie gebruik God om daai eer aan homself te bring. Hy gebruik klein kindertjies. Baie keer as ons dink aan 'n kind, dan dink ons aan iemand wat moet staat maak op ander mense. 'n Kind is iemand wat nog moet staat maak op sy ouers. Sonder sy ouers sal hy nie oor die weg kan kom nie. Elkeen van ons wat ouers is, weet dit. En baie keer in die woord van God is kinders 'n simbool van ons in ons Christelike lewe. Van mense wat staat maak op God. Dat ons nie op ons eie kan regkom nie. Maar in hierdie gedeelte, wat ons sien is dat God gebruik kinders. Wat ons baie keer dink swak of iets klein is wat nog moet staat maak op iets anders, hy gebruik dit om lof en eer aan homself te bring. As hy wil kon God konings gebruik het, God kon nog groter skare van volwasse mense gebruik het, God kon populêre mense gebruik het om aan homself eer te bring. Maar wie kies hy om te gebruik? Klein kinders. En so die klein kindertjies het hom geprys. En God betoon dit nie net guns aan klein kinders as 'n uitsondering nie. God gebruik kinders as 'n prentjie van dinge wat klein, swak, afhanklik, hulpeloos in hulle self is. Dit wys ons net wie die tipe mense is wat God se koninkryk kan ontvang. Ons sien dit in Matteus 19, vanaf vers 13, ons sien dit in Matteus 5. Die wat gewoonlik arm in hulle gemoed is, die wat gewoonlik arm is wat niks het om vir God te gee nie, is die wat God gebruik om sy koninkryk in hulle te laat ontvang. En ek wil amper sê, dit is die grootste struikelblok in die kerk in vandag se tyd. Elkeen van ons dink altyd ons moet iets vir God bring. Goed kan nie net verniet wees nie, dit werk nie so in die wêreld nie. Dan moet altyd een of ander wins wees, dan moet altyd iets betaal word, iets moet uitgegee word. As ek iets vir jou doen, moet jy iets vir my doen. Ons skep ten minste altyd daai verwagting. Maar dit werk nie so in God se koninkryk nie. Die wat God se koninkryk kan ontvang, is die wat niks het om te gee, behalwe hulle self. Dit is die tipe mense wie God se hart na uitgaan. Dit is die tipe mense wie se God se hart soek om sy koninkryk te ontvang. Is die wat niks het, hulle is arm in hulle gemoed. Hulle is afgedruk deur al hulle swaar kry, hulle is swak. Hulle voel nie hulle het energie en lewe nie. Dit is die mense wat as hulle self oorgee aan God, sy krag ontvang en sy lewe ontvang. Wat beter is as enigiets wat ons ooit kan dink. En so die wat swak en behoeftig is die aan wie God homself wil gee. En dit is vir hulle na wie God se hart uitgaan. En so ek wil hierdie gedeelte afsluit vandag. Net om elkeen van ons te herinner, om vorentoe te kyk ook vir die week wat voor lê. Hoekom volg jy God? Is dit omdat jy iets wil uitkry? Is dit omdat jy dink jy het iets om op te offer vir God? Soos jy die week ingaan en Paasnaweek kom nader, jy moet ook net dink, die rede is hoekom jy God volg. Is dit werklik omdat jy God wil hê? Omdat jy weet God is beter as niks anders? En ek wil ook vir jou vra, watter swakheid is daar in jou lewe? Watse moeilikheid is daar in jou lewe? Watse teestand is daar? Watse swaar kry voel jy is daar in jou lewe? Voel jy ooit soms dat jy net nie genoeg is nie? Dat jy meer moet doen vir God?
Wat is daar in jou lewe wat net so leeg voel? Dat jy voel jy kan nie vir God dien nie. Ek wil jou herinner, as jy in die week ingaan, dat God gebruik dit in jou lewe om hom te verheerlik. God gebruik altyd dinge wat ons nie sal dink nie, om homself te verheerlik. So moenie ooit dink aan iets wat minderwaardig is, of jy wat minderwaardig is, of minderwaardig voel, dat God jou nie kan gebruik nie. Want God kan jou gebruik om hom te verheerlik. Dit is wat ons sien in hierdie gedeelte vandag. Dat toe Christus Jerusalem ingegaan het, het hy op 'n donkie gesit, om hom eer en prys te bring. Christus het die prys van kindertjies ontvang om hom eer te bring en hom te verheerlik. God gebruik nie dinge wat ons sal dink om te gebruik om homself te verheerlik nie. En daarom, wat ook al daar is in jou lewe, wat jou minderwaardig laat voel, God sal dit gebruik om homself te verheerlik. Moet nie hart verloor nie. En so, ek wil julle ook net aanmoedig en afsluit met hierdie gedeelte vind nie, wat ons nou net gelees het in vers 14 tot 17, hierdie gedeelte vind nie net sy vervulling in Psalm 8 nie, maar die werklikheid van hierdie waarheid strek homself tot in die huidige oomblik in ons lewe. Soos God sy koninkryk uitbrei in ons lewe, die heerskappy van sy mag oor sonde. God het nie net in daai tyd dingetjies gebruik wat swak of klein of afhanklik was om homself te verheerlik nie. God gebruik vandag nog steeds goed wat swak en afhanklik van hom is om homself te verheerlik. Met ander woorde, soos klein kindertjies dikwels simboleer wat swak of magteloos of afhanklik is van God is, so wys hierdie gedeelte nie net die effek van die kindertjies se lof van God nie, maar hoe God dit wat klein en swak en afhanklik en magteloos is, gebruik om homself die eer te bring. In jou swakheid het God iets voorberei om lof aan hom te bring. Al sien jy dit nie dalk nou in jou eie lewe nie. Jou swakheid laat God groot lyk en jy klein en swak. Moet nooit laat enig van ons dink ons is beter of groter as wat ons werklik is nie. Die rede hoekom God kies om sulke goed te gebruik om homself te verheerlik, is omdat hy werklik groot is en ons is klein, en dit is soos Johannes sê, mag die Here vermeerder in my lewe en mag ek minder word. Mag hy meer word in my lewe, mag ek minder word. Want werklik ek is. Die Here is soveel groter as wat elkeen van ons kan dink. En mag ons nooit in die fout val om te dink dat ons is groter as wat ons dink ons is. So kom ons sluit net af met gebed. Ons draai die tyd oor die Here. Here, ons kom voor U en Here, ons is dankbaar. Here, vir hoe U koninkryk werk. Dat dit nie werk soos die wêreld werk nie. Dat dit nie werk soos ons altyd dink nie, maar Here, dat U kom en dit gebruik wat ons altyd minderwaardig, Here. Dat U kom en klein en swak en afhanklike goed gebruik, Here, om Uself te verheerlik. Daarom, Here, dat ek nie in myself altyd moet probeer om te volmaak wees, Here, want ek gaan nie wees nie, alhoewel ons streef daarna. So, Here, kom en wees met ons. In hierdie oomblikke waar ons so klein voel, Here, waar ons situasies onmoontlik voel, gee ons die hoop dat U dit gaan gebruik om Uself te verheerlik. Dankie, Here, dat U gekom het om ons te red van ons sonde. Dat op hierdie dag, Here, ons dit kan herdenk en dat ons onsself kan herinner aan wie U is.
So kom Here, kom en wees met ons. Ons bid dit in Jesus se naam.